die Here het iets op my hart gelê en ek is nou baie jammer as jy nou gedink het jy gaan vanoggend omsit in die huis van die Here. Die eerste diens is 'n nagmaalsdiens en is lekker. En die hele ding ons gaan 'n veel goed boodskap kry. Nee, nie gaan nie. En ek gaan nie om verskoning vra vir wat ek gekry het by die Here nie. Maar ek glo dat die Here wil ernstig met elkeen van ons praat. En hierdie boodskap gaan jou nie noodwendig opgewonde en bly maak. Jy gaan nie dalk op die tafels dans vandag nie, maar as jy gaan vat dit wat God vir jou wil gee, soos ek nou gesê het, gaan dit die res van jou jaar bepaal. En hierdie boodskap gaan jou uitdaag om beter te doen, om nader aan God te kom in 2026. Elke jaar maak mense nuwejaarsvoornemens. Wie hierdie jaar nuwejaarsvoornemens maak? Kan ek sien? Kom, wees eerlik. Ja, dan is julle almal Pinkstermense, jy ingemaak. Jy wil tyd bly. Jy wil ook weer aan sal sê doen. Maar algemeen ons maak voornemens en voor jouself kan kry, dan baie mense doen wel van dit, maar 90% van die tyd kom jy ooit by dit. Maar wat gebeur as jy 'n nuwe jaar voornemen maak? En dis nie waaroor ek wil praat nie, maar waaroor ek praat is, jy maak 'n besluit dat jy gaan nou gesonder lewe. Jy gaan finansiëel gaan jy hierdie jaar jou finansies beter bestee. Jy gaan die hartseer agterlaat en die blydskap opneem in die nuwe jaar. Gaan ons vat al die lys is eindloos. Maar die vraag wat ek vir jou wil vra is, hoeveel van, kom ons vat die laaste 5 jaar. Ok, kom ek vra jy so, wie die laaste 5 jaar voornemens gemaak? Nou moet almal se hande seker op. Hoeveel van die voornemens wat jy gemaak het jy God in opgeweeg en geraadpleeg? Hoekom nie? Want waaroor gaan die voornemen? Gaan oor my. En dit is die probleem. Want jy sien, ons maak baie maal voornemens om goeders te doen, maar die besluite wat ons neem, is 90% van die tyd besluite wat my gaan beter maak as mens. My gaan wat beter voel. Nou my boodskap vandag, soos ek sê, gaan nie oor die voornemens, dit is tweedelig. Dit gaan eerstens om 'n besluit te neem. En dan tweedens om in die regte orde te lewe. Want jy sien, jy het 'n besluit geneem om gesonder te lewe in 2026. Jy het 'n besluit geneem om die Bybel deur te lees in 2026, om beter te doen. En niks wat jy gedoen het in die verlede het gekom sonder dat jy 'n besluit gemaak het om dit te doen. Het jy dit goed, het jy dit sleg was, jy het 'n besluit gemaak om iets te doen. Geen besigheid het ontstaan sonder dat jy besluit het om dit te doen. Die kar wat jy ry vandag, ry jy omdat jy hom gekies het. Jy het besluit, dis dalk nie presies wat jy wil hê nie. Want daar is dalk finansiële implikasies. Ek my kar gekry wat ek wil hê, gaan ek doen die auto van die gemeente my model om my ding te betaal. Maar so, as gevolg van finansiële implikasies kan ek dit doen, maar dit wat ek het is my keuse. I chose to have it. En dit is belangrik dat jy 'n besluit sal neem en daarby sal bly. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend het 'n besluit geneem om kerk toe te kom. Jy kon by die huis gebly. Ek weet nie iemand jou gedwing het nie of 'n jaggeweer in jou kop gedruk het nie, maar dank die Here as hulle dit gedoen het, dan is jy hier. Maar jy het 'n besluit geneem en jou hele lewe dra om besluite. Waar ons vandag sit en wat jy al bereik het in jou lewe, is as gevolg van besluite. En ek wil vandag vir jou iets wys in die woord, wat 'n besluit kan doen in jou lewe. En ek haal dit uit 'n storie uit wat baie mense ons almal ken het. Die storie van die verlore seun, die prodigal son. Die prodigal son, hy het 'n besluit geneem
om na sy vader toe te gaan en vir sy vader te sê, Vader, gee die deel van die eiendom wat my toekom. He chose to do that. When he got it, what did he do? He again made a decision to leave his father's house. En wat het hy gedoen? Hy het gekies om losbandig te lewe. Hy het gekies om sy geld te gaan uitmos op die drek. En wat het gebeur? Hy het opgeëindig in die varkhok. En aan die ander kant wil ek vir jou sê, ek dank die Here vir twee kanse. Want daai seun het 'n besluit gemaak om op te staan en te sê, ek gaan opstaan. En ek gaan na my vader toe gaan. En ek gaan vir my vader sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en teen U. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. As hy dit nie gedoen het nie, waar sou hy gewees het? As hy nie opgestaan het en 'n besluit geneem het nie, sou hy nie weer die liefde van sy vader kon ervaar nie. So, en hier is die ding, die besluit wat hy gemaak het hom in die varkhok laat maak. Nou hier is die ding, ons as 'n mens is 'n samestelling van 3 dinge. Wie kan vir my sê waar hy bestaan ons? Daar sê gees, liggaam en siel. En as jy kyk na hierdie verhaal, sien ek vandag se mens opereer in die verlore seun se lewe. Want jy sien, sy menswees, die liggaam, wou die erfdeel hê. En wat het gedoen? Die gevoel wat hy gekry het, die besluit gemaak, ek het dit so neergeskryf, sê, die liggaam het eers gepraat. Die liggaam het gesê, gee vir my dit wat my toekom. En die gevoel wat hy gekry het, besluit dat hy sy vader se huis moet verlaat. En wat het geword? Die gees was heel laaste in die lyn gesit en was nie eens in ag geneem nie. Want sou hy God in ag geneem het en gehoorsaam gewees het, sou hy nie daai besluit gemaak het. Hy sou nie. Nou ons as mens lewe net so. Ons mens, die woord leer ons, nie? Ek gaan nou vir jou lees. Ons is gees, siel en liggaam. Maar weet jy wat is die probleem, kind van God? We turn it around. Nou kyk my sê, wat maak dit saak? Dit maak baie saak. Want ons lewe, nie gees, siel en liggaam nie. Ons lewe, liggaam, siel en gees. En dit is 'n probleem. Dit is 'n groot probleem. Die liggaam staan eerste, dan die siel, en as laaste, as daar tyd is, sal ons God in ag neem. Kom ons wees eerlik. Want wat doen ons? As ons besluite maak ons besluite vir onsself. Vir wat? En dis hoekom ek jou vra, hoeveel keer in die laaste 5 jaar het jy God geraadpleeg oor jou nuwejaarsbesluite, of vir al jou besluite vir that matter? Wat ek wil vandag vir jou sê, dis nie God se bedoeling, dat ons liggaam, siel en gees, moet leef. Reg deur die woord, as jy kyk na die samestelling van die mens, praat hy vir ons, ek gaan vir jou 1 vers lees uit 1 Thessalonisense 5 vers 23. As jy so 'n Bybel wil vaar, die Samuel skryf vir oopmaak daar, 1 Thessalonians 5 verse 23. Hy sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Interessant. Hy sê, gees, siel en liggaam. Nie liggaam, siel en gees. God se orde het nie verander nie, maar ons verantwoordelikhede, ons menswees het verander. Ons het die liggaam eerste gestel. Hoeveel boodskappe is al gepreek oor, jy moet die mens kruisig,
Jy moet die mens laat afsterwe, die ou mens. Jy moet onderdanig word aan die Gees. Al hierdie boodskappe is al hoeveel jare in kerke gepreek. God se woord, God se orde, is God se Gees altyd eerste. Want wanneer die Heilige Gees lei, hier's dit, is daar orde, daar is vrede, en daar is heiligheid. Maar as die liggaam eerste is, ek praat met die ouens hier by Span, hulle sê hulle die beste jaar ooit gehad, waar ek kom by drank te koop. Want die mens gee toe aan die vlees, meer as aan die Gees. God wil hê dat ons moet volgens sy orde leef. Maar jy sien, die probleem is, dat om in God se orde te leef, kos 'n prys, kind van God. It costs you something. En ek het al hoeveel keer gesê, as jou Christenskap, die feit dat jy kind van God is, jou nog nie iets gekos het nie, dan moet jy vir jouself vra, maar wat doen jy dan eintlik? Want dit kos 'n prys om op te staan en te sê, weet jy wat? Nee. Nie so nie, want die woord leer my anders. Maar jy sien, ons wil dit nie doen nie. Want dan word ons ook anders gehanteer. En dis waarom mense vandag geloofslewe wil lei, wat hulle nie iets kos nie. En dit is baie hartseer. Dis baie hartseer. Hulle wil eerder 'n geloofslewe lei wat by die vlees pas en nie by die Gees nie. Maar jy sien die gevaar van dit, ons sien dit in Romeine 8, om 'n liggaam gedrewe geloof te lei wat die vlees bevredig. Kom ek wys gou wat sê Romeine 8:5 en 6. Hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en is vrede. Kan jy amen sê op dit, stem jy saam met dit? Want jy sien waar die liggaam hierdie vlees regeer, raak gebed vir jou onbelangrik. Dit wat ek nou vir jou gaan sê met absolute respek. Maar God se woord word vir jou oppervlakkig en dit word vir jou onnodig. Jy voel dat jy nie nut om dit te gebruik nie. Jy het nie nut om die Bybel te lees nie. Baie mense doen dit wel, maar hulle doen ook dit maar net om hulle gewete te sis. Wanneer die vlees in beheer is van jou lewe, is sonde baie makliker aanvaarbaar. Dis baie makliker om sonde te doen. Ek weet as jy om jou kyk vandag, mense se besluite word gemaak op grond van wat die liggaam wil. Wat goed voel, wat gemaklik is, wat die vlees bevredig. Maar soos ons nou gelees het, wat die vlees bedink, is die dood. Ek hoop jy kan sien waarheen ek gaan met dit. Dis hoekom mense vandag sit, geestelik moeg. Hulle sit geestelik leeg. Hulle sit geestelik verward, want hoekom? Hulle word gelei deur die vlees en nie deur die Gees. En dit is nie omdat ons ver is, of omdat God ver is nie, maar is omdat die vlees so naby is. Want jy kan nie 'n geestelike lewe lei as die vlees jou lewe regeer nie. Daar is nie 'n manier nie. Die vlees kind van God is nie jou vriend nie, hoor. Die vlees is jou vyand. Die vlees is nie in jou traal nie. Hy staan teen God. Hy is teenstrydig met die woord van God. Dis wat die woord van ons sê in Romeine 7:18. Hy sê, want in my vlees woon geen goed nie. Niks in jou liggaam wat vlees is goed nie. Want dit bedink die dinge van hierdie wêreld. En wie wat jy hartseer? Tog laat ons toe dat die vlees in beheer bly. Tog laat ons toe dat die vlees ons lei. Wat wil ek vir jou sê volgende? Solank as die liggaam in lyding is, solank jou vlees ly, gaan jou siel altyd onrustig wees en jou gees sal altyd stil wees.
We need to lay the flesh down. Want jy sien, wanneer God se gees lei, word die siel herstel en die liggaam onderwerp homself. Dit is 'n stryd. Believe you me, dit is 'n stryd. Die Genesis sê, die sonde lê in ons almal. Maar jy moet daarteen waak en voetbal. Jy moet daarteen opstaan. En dit is die ding, dit kos jou 'n prys om dit te doen. God se orde is gees, siel en liggaam, nie andersom nie. Jesus sê vir ons in Johannes 6:63, hy sê dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Ons probeer vandag met vreeslike metodes geestelike oplossings vind. Dit kan nie werk nie. Maak nie saak hoe jy daaraan dink nie, dit kan nie werk nie. Jou probleme gaan nooit opgelos word tensy jy eerlikwaar by God kom. Want He is the problem solver. He is the chain breaker. He is the miracle worker. Hy is die een wat jou kan verlos. Jy kan nie hierdie jaar bid met 'n liggaam wat nooit gekruisig is. Jy kan nie. Jy kan nie geestelik hoor as jou siel heeltyd uitroep na egtheid nie, na die waarheid nie. Hoe gaan jy geestelik kan hoor as jou siel heeltyd uitroep? Het jy al gesien as jy met 'n dronk man sit en praat? Kyk, dit is nou 'n ding wat my grens soos hierdie weer. Baie mense as hulle dronk is, dan wil hy met jou kom Bybel praat. Ons het al hoeveel mense gehad, vriende van ons, jare terug. Dan sê hy ook, maar hy kan net op die voete staan en hy nie kom Bybel praat. Weet jy hoekom? Want hier diep binne, is hy uitroep. En ek wil volgens vir jou vra, jy moet dink, wat jy hier in jou tempel indruk elke dag. Want wat doen jy? Kind van God. Die woord sê vir ons Galasiërs 5:24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met hartstogtige begeerlikhede gekruisig. Nie geupgrade nie, nie geversier nie opgepimp nie, maar waar ons dink ons hoe meer, kan ek dit maar sê, moet ek dit sê? Nee, van die ouens, ek kyk hulle so hierdie sê my man, ek weet nie, van die ouens lyk nie asof hulle met die Koran geslaan as, lyk hulle in die pot geval. Maar verstaan jy wat ek sê, dit is, mense is so gebaseer op dit wat die vlees wil hê. We trying to pump our lives. Dit is nie waar het gaan, you need to lay your flesh down. You need to surrender yourself. Dis ook om Paulus vir ons sê in Romeine 12:1, ek vermaan julle dan broers, om julle liggame te stel as 'n lewende offer. Nie jou gees nie, jou liggaam te stel as 'n lewende offer. Wat wil ek vir jou sê? It's gonna cost you a price. It's not gonna be easy. Want jy sien die liggaam wil altyd regeer. Die liggaam, die vlees wil altyd in beheer wees. Jy moet mooi hoor vanoggend. Jy kan nie sê jy leef deur die gees terwyl jy besluite deur die vlees gemaak word. Jy kan dit nie doen. Dis nie moontlik nie, want jy lieg vir jouself. Jy kan nie sê dat jy God eerste stel as jy hom laaste consult in jou lewe. Because if he was first, you would have gone to him first and asked his opinion first before you started making decisions in your life. En wie wat dis net vir jou wil sê in kort vandag, is jy moet op 'n plek kom waar jy sê, ek gaan hierdie jaar lewe, gees, siel en liggaam. En net jy kan daai besluit neem. Niemand kan daai besluit flikker nie. Net jy kan dit vat. 2026 is die jaar waarin ons as kerk die orde van God moet herstel. Dit is belangrik dat ons dit sal doen. Nie meer hoe ek voel nie, nie meer wat ek wil nie, nie meer wat my pas nie. Maar Here, wat wil U hê
moet ek doen? Waar wil U hê, moet ek gaan? Wat wil U hê? Wat is daar wat ek kan doen wat U behaag? Vra God so opinie. En weet jy wat? He's going to give it to you in His word. Ek het al hoeveel keer gesê, ek sal, want dit is 'n feit, God praat met ons deur sy woord. En jy sien, hier is die groot ding. En ek sê dit met absolute respek. As jy nie God in jou lewe het nie, is jou lewe baie malle gejaag, maar niks. En ek sê nie, as jy God dien, gaan dit met jou maklik gaan nie. Want geloof vir my, dit kos 'n prys. Maar weet jy wat? As jy God se gees toelaat om jou te lei, het jy vrede in jou siel, onbekend aan die wêreld. Dinge kan uit mekaar uitval, jy kan nie weet hoe en wat gaan gebeur nie, maar ek weet dat my Here is in beheer, en ek weet dat hy sal deurkom, want hy het dit al keer en keer en keer in my lewe gedoen. En ek sê dit hoeveel maal, as hy dit vir my kan doen, hoekom kan hy dit vir jou doen? As die gees lei, word die liggaam gedissiplineer. As die gees lei, word God verheerlik. Maar as die vlees lei, word ek verheerlik. En dit is 'n groot probleem. As die liggaam lei, raak die siel verward. As die liggaam lei, raak die gees stil. As die liggaam lei, word God op die kant uitgeplaas. En kom ons wees eerlik. Dit wat ons doen. Want baie maal dink ons dat we have arrived and we can do everything on our own. En bijvoorbeeld sê ek weet nie of ek met iemand praat in die plek nie, maar die Here vra vandag vir jou, wie regeer in jou lewe? Is dit jou liggaam? Is dit jou begeertes? Is dit jou gemak? Want jy sien, hier is die groot ding. Ons wil, en ek moet baie versigtig wees, daar is niks groter as God nie. Maar baie maal plaas ons wil bo God. Ons plaas ons wil bo God. En wat wil ek vir jou sê, vir God, ons kan nie. Ons moet die orde reg kry. Ons moet God eers kry waar hy hoort. God het 'n gesagsorde waar volgens sy leer. En het is nodig dat ek en jy in hierdie jaar daarby sal inval. En ek wil vandag vir jou sê, as jy dit gaan doen, as jy vandag 'n besluit gaan neem om te sê, ek plaas God eerste, U wil eerste, ek besluit U eerste, kan ek vandag vir jou sê, jou hele lewe wat vir hierdie jaar voor lê, gaan anders eindig. As ons dit doen. Want die woord sê vir ons, dat die gedagtes wat hy aangaande ons het, is nie van teëspoed nie, maar is van vrede, liefde, blydskap, al die mooi dinge. Maar hier is die ding wat ons mis, die punt, want ek het net met dit daaroor gepraat, ons mis dit heeltemal, want God verwag van my om te beweeg. God verwag van my om 'n besluit te neem, om te sê, ja Here, ek sal die eerste tree gee. Want hy is daar, om die tweede en die derde een, saam met jou te vat. Soos die verlore seun, moes hy 'n besluit maak om te sê, ek kan nie meer verder so lewe nie, ek wil nie meer verder so lewe nie, al kos dit my wat, al moet ek as 'n slaaf gaan werk in my pa se huis, but I'm going back. I'm going back. En weet jy wat, jy het volgende die reg om te sê, I'm coming back. En God staan volgende reg om vir te sê, kom met die nieuwe stek. Want weet jy wat, ons maak te maklik besluite wat ons self happy maak. Jy sal nooit geestelike krag hê as jy nie jou vlees gaan beheer. Daar's nie manier. We need to chastise the flesh. As jy die gees gaan toelaat om te lei, sal jou lewe outomaties in lyn kom met God se woord. Jou hele lewe. Maar die vraag is jy vanoggend bereid om daardie besluit te neem? Om te sê, Here, ek
sê vandag, ek kies U. Maar weet jy wat, toe die Here aan die kruis gaan, het hy jou gekies. En dit het my baie jare gevat om tot my besef te kom, dat hy het my gekies. Toe hy aan die kruis hang, die liedjie sê, when he was on the cross, I was on his mind. En om daardie rede het ek besluit en gesê, Here, weet wat, ek weet wie ek was, ek weet waar ek was, maar U het vir my gesterf, en om daardie lewe, kies ek U, sit ek U eerste, besluit ek alles wat ek doen ek eerste vir U. En weet jy wat, ek kan vandag vir jou sê, kind van God, dit is absoluut die moeite werd, dit is nie maklik nie, dit is maar effect. Dit kos baie. As jy vanoggend bereid om oor te gee, want dit wil jy vir jou sê, en ek gaan jou opspeel. Die besluit wat jy vandag en hierdie dag maak, gaan bepaal hoe jy daar gaan weeg. Die Here sê,